Goeiedag. Ek gaan nou verder met my storie oor 'n put. 'n Put is 'n plek waar daar water is. Die Here het die water voorsien, maar partymal moet 'n mens 'n bietjie grou om by die water te kom, bietjie moeite doen. En ek het vertel hoe dat Eliezer, die man wat vir Abraham gewerk het, vir Isak, Abraham se seun, 'n vrou gaan soek het. En hy het na die put toe gegaan, want hy het geweet, by 'n put kry jy die kwaliteit meisies. Die wat moeite doen, wat bereid is om water, om diep te sak, om water te kry, vir hulle mense en hulle diere. En dit beteken so baie, ek kan so baie daaroor praat. Maar toe ek vertel van hierdie Eliezer, en daar familie beïnvloed het, en nou gaan Rebekka, want sy het ja gesê, gaan sy saam met Eliezer, om haar toekomsman te ontmoet. Hierdie Eliezer het so baie goeie werk gedoen, want toe Rebekka eerstemaal sien vir Isak, het sy hom erken, sy het geweet dis hy, sy het haar sluier toegemaak, haar gesig toegemaak met haar sluier, as 'n simbool, dat daar is my bruidegom. En sy het van die kameel afgeklim, en vir Isak ontmoet. Rebekka, die een wat by die put ontmoet is, die een wat moeite doen vir haar mense en haar diere, die een wat geluister het na Eliezer, die stem soos van die Heilige Gees, en besluit het, ek wil my man ontmoet. En sy het gekom. Man, maar daar is 'n ander put. Die put van Lagai-Roi. Lagai-Roi beteken die plek van die lewende een. Maar daardie een, as ons dit reg wou vertaal, sou ons dit in groot een skryf. Groot letters. Dit laat my dink aan Openbaring, waar Johannes sien die Openbaring, hy kry die Openbaring, hy sê ek was dadelik in die gees, en ek sien een groot, een sit op die troon. Toe hy in die gees was, toe sien hy een. Hier kom Isak, die seun van Abraham. Abraham wat gedink het hy gaan nooit eie kind hê. En hier is die seun van die belofte. Hy kom van die plek van een. Sien jy, dit is soos Jesus wat kom van die plek van een, van God op die troon. En Jesus kom, hierdie Isak kom, soos Jesus ook sal kom. En hy kom, en hy sien, daar is die kamele met sy bruid. Rebekka erken hom. Jong man, jong vrou, moenie jou lewensmaat by die kroeg gaan soek nie. Jy kry jou lewensmaat, jy kry jou bruid, jy kry jou bruidegom in die teenwoordigheid van God. Hierdie Rebekka het in Eliezer, die prentjie van die Heilige Gees, iemand wat praat oor God die Vader en God die Seun. Sy het Eliezer daar ontmoet by 'n put. So kom Isak, hierdie prentjie van die seun, kom hy vanaf die plek van een, sy vader se teenwoordigheid, en nou ontmoet hulle. Jy kry jou lewensmaat, jy kry jou toekoms, jy kry jou drome, jy kry jou groei in die teenwoordigheid van God. En die Bybel sê, hy het haar dadelik geneem. Hy is so tevrede met hierdie mooi meisie, hierdie mooi bruid, wat Eliezer bring, dat Isak dadelik haar as sy vrou neem. Dis mooi. Dis mooi, dis die droomprentjie.
Dis die plek waar jy besluit. Rebekka het daar by die put, daar by haar familie, het sy besluit, sy sal saam met Eliezer gaan. Isak kom van die plek van een, hulle ontmoet. En hulle groei. Want hulle het ontmoet in God se teenwoordigheid, daar waar God verheerlik word, en waar hy verheerlik word, daar seën hy, en hulle was die geseëndes van die Here. Uit hulle het gekom die volle nasie van Israel. Want hulle albei kom van die plek van 'n put van God se teenwoordigheid. Mag jou huis, mag jou binnekamer, mag jou verhouding met die Here soos daardie put wees. Ja, soms moet jy grou, soms moet jy bietjie dieper gaan, soms moet jy bietjie geduldig wees, maar kom in die teenwoordigheid van die Here. Daar sal hy jou ontmoet. In sy teenwoordigheid sal sy planne bekend word en sal sy droom en jou droom mekaar kry. And they lived happily ever after. Mag dit so wees in Jesus naam ook vir jou. Amen.